Papa, Skree Fifi die klein draakie. papa, Daar is 'n prinses onder my bed. Fifi druk haar oë toe terwyl sy na haar bed wys. Kom nou, Fifi. Daar is nie so ding soos 'n prinses nie. Daar is niks onder jou bed nie. Kyk, Sê papa draak. Dit was daar. Huil Fifi. Ek hoor dit in die kasteel skarrel in die nag. Fluister sy. Sy het lang rooi naalse. En sy wil my met haar lang skerp tande byt. Sê Fifi. Sy trek haar een voet op 'n krul haar tone en sidder by die gedagte aan daardie skerp tande. Sy dra oorlogsverf op haar gesig en sy het wilde hare. Huil Fifi. daar is geen so ding soos 'n prinses nie. Sê papa draak streng. Daar is, papa, Huil Fifi weer. jy moet die muisval kry en dit vang. Sê Fifi. Goed, Sê papa draak met 'n sug. ons sal 'n muisval stel. Vroeg die volgende oggend hoor hulle 'n klap toe die muisval val. Fifi en papa draak hardloop albei om te sien wat hy gevang het. En daar was sy. 'n Prinses. Sy het nie kloue of skerp tande of oorlogsverf op haar gesig of wilde hare gehad nie. Fifi het baie simpel gevoel om so bang te wees vir die klein prinsessie. Sy was eintlik nogal oulik. Hallo klein ding, Sê papa draak. waar kom jy vandaan? Die klein prinsessie bloos. My naam is Jamie. Ek het 'n towerdeur in my kamer gekry. Dit maak oop onder een van die beddens in julle kasteel. Ek kom hier vir die roomys. Julle roomys is die beste. Sê die klein prinsessie. Papa draak glimlag vir die klein prinsessie. Wel, laat ek jou uit daardie struik haal. Sê hy. Ons het roomys nodig om ons kele af te koel na al die vuurblasery wat ons doen. Verduidelik hy. Papa, sy is tog nie so skrikwekkend nie. Kan Jamie bly vir roomys? Vra Fifi. Fifi en Jamie het vir die res van die dag saam gespeel. Prinses Jamie het Fifi se naels geverf en haar grimering gedoen. Daardie aand het Fifi die draakie bed toe gegaan wetend dat die klein prinsessie niks was om voor bang te wees nie en dat haar nuwe maatjie net aan die onderkant van haar bed woon.